Ons is hier op Kaainog se stalletjie by Nampo 2026 en ons gesels met Jason Sparrow, grondkundige by Kaainog, oor die een onderwerp wat op almal se lippe is, kunsmis. Jason, baie dankie vir jou tyd. As jy net vir ons 'n bietjie van 'n agtergrond kan gee, wat is die globale situasie met kunsmis? Ons weet nou wat die kwessie is met in die Seestraat van Hormuz, maar daar's ook kwessies in China en in Europa. Geef ons net so van 'n prentjie in breë trekke van wat aangaan. Ja, baie dankie Chris. Kom ek sê vir jou, dis nou regtig moeilike omstandighede in die wêreld nou en dis iets wat onverwags gebeur het en wat dit erger gemaak het die hele situasie is eintlik ons in Suid-Afrika, almal se voorrade was laag bestuur tot die einde van die finansiële jaar. So almal wil graag jou voorraad afwaarts bestuur en dan koop jy weer aan in die nuwe finansiële jaar en toe gebeur hierdie oorlog ook in 'n tyd waar voorrade in die algemeen op 'n laer vlak was wat 'n goeie gesonde besigheidsmodel is en toe veroorsaak dit hierdie tekorte wat ons het. Maar op internasionale vlak is dit nog 'n ernstige situasie. Ons weet dat 33% van die wêreld se irium kom uit daai stryd op Hormuz, maar uit Europa het ek raak gelees dat 67% van Europa se kunsmis kom ook uit daai stryd uit. So dit affekteer op die huidige stadium in Europa plekke soos Frankryk, Spanje, Duitsland, waar hulle in hulle somerseisoen begin nou, is daar 'n groot krisis op kunsmis op die huidige stadium daar. Tans by ons in die suidelike halfronde is ons dalk gelukkig in die sin van daar word nie nou baie kunsmis aangekoop op die huidige stadium, wel vir ander gewasse soos koring en ek weet in die Kaap is daar in hulle seisoen. Maar die somerseisoen tradisioneel waar die meeste aanplanting plaasvind, kom nog. So ek dink daar kan nog baie goed verander. So ek dink ons boodskap is om kalm te bly in hierdie huidige omstandighede. As ons kyk China wat nou ook hulle uitvoere bietjie beperk om hulle self, ons kry nog steeds tog kunsmis uit ander bronne uit. Maar ons dink ons moet net kalm bly en maak die regte besluite vir die toekoms. So sê nou die oorlog gaan aan en daai Seestraat van Hormuz bly toe. Waar is die ander dele in die wêreld waar kunsmis vandaan kom? Daar is ander delings in die sin van daar kom redelik uit gedeeltes in die Noord-Amerika uit en daai ook uit China en daai dele. So daar is definitief ander bronne. Ons weet dat die grootste kunsmisfabriek of maatskappy in die wêreld lê nie noodwendig in daai stryd. Dit lê ook in Noord-Amerika en Noorwe en hierdie ander dele van die wêreld. So daar is definitief kunsmisbronne wat spesifiek irium. Fosfaat is daar ook. Dis net wat die stryd van Hormuz uniek maak is daar 'n klomp fabrieke in 'n sekere gekonsentreerde area wat dit eintlik net meer gemaklik in terme van logistiek aanbetref. So daar is bronne. Kalium op die huidige stadium is baie stabiel. So kalium is iets wat ek dink as van 'n boer se oogpunt af is kalium gewoonlik laag in ons gronde en die tipe. So ek dink om te fokus dalk op ander elemente soos kalium wat se pryse nie so erg opgegaan het nie en wat se voorraadvlakke baie stabiel bly. Maar ek dink daar is definitief en daar kom aan die ander kant van die stryd is daar ook weer fabrieke wat daar is. Oman en Jemen en hierdie plekke. So daar en ook uit Saudi uit die Rooi See se gedeelte ook. Maar daar is ander bronne. Soos ek sê, dis net 'n logistieke probleem want dit is so gemaklik om uit die stryd van Hormuz want dit is so 'n gekonsentreerde area. So wat ook al in die wêreld gebeur, daar's eintlik geen beheer wat ons daar ook kan uitoefen nie. Maar wat is jou raad aan boere oor daai dinge wat hulle wel beheer oor het? Geen sit so van 'n bietjie van 'n idee van wat kan boere doen? Ja, ek dink daar's baie wat in die boere se hande lê wat hulle self kan bestuur. En ons moet besef daar's sekere goed wat daar ons nie beheer het oor nie en ons kan verwys na die weer en goed soos abiotiese stres, droogte, te veel reën, hierdie tipe goed. So dis dieselfde geval. Boere het nie jy weet beheer oor hierdie tipe faktore op 'n globale vlak, maar wel wat op jou land plaasvind
Ek vat nou 'n voorbeeld, grondbewerking. Dis 'n verskriklike belangrike ding om reg te begin. Laat seker maak dat daar is nie verdigte lae in jou gronde wat jou wortels kan beperk, wat jou effektiwiteit van jou wortels kan belemmer om jou voeding te kan opneem. Saadbed is vir my 'n baie belangrike ding, want ons plant net een keer, so maak seker daai saadbed is reg. En klein goed is basics soos plantdiepte byvoorbeeld. So mielie wil graag op 'n sekere plantdiepte hê wat bietjie dieper is, 6 tot 7 tot 8 cm. Maar as jy daar gesien, as dit begin warm raak en jy plant 'n mielie bietjie vlak, dan sukkel hy om op te kom. So 'n ding soos egalige plantdiepte, goeie saadkontak, goeie planters, hierdie tipe aspekte, plant reg, kry jou stand reg. Dis waar 'n boer wel goeie beheer het oor. As jy klaar met 'n swak stand begin, ek sê altyd mielie is 'n 100 meter atleet, en as jy daar nie begin struikel, dan sukkel hy om by die wendpaal uit te kom. So gee die beste vir jou gewas in terme van die begin. Ek sê altyd skep die potensiaal en die grond en die kunsmis sal jou potensiaal daar hou. Maar as daar nie stand is nie, dan maak nie saak hoeveel kunsmis jy gee. Ja, moet die regte stand. Ek vat nog 'n voorbeeld, koring wat nou aangeplant word in 'n groter deel van die besproeiingsarea van die Noord-Kaap. En ek weet koring is plantdiepte net so belangrik. Jy wil graag weer vlakker plant, 1 tot 2 cm. En ek het al baie keer gesien met koring is 'n uitdaging beteken met saadbed, dan is daai koring baie dieper geplant as wat dit moet. En as dit koud en dan kom hy tingerig uit. En ek het al gesien daar is definitief 'n opbrengsverlies op dit. En die plant kry swaar in die begin, maak nie lekker wortels, kan nie goed stoel nie. So net op dit weer plantdiepte wat weer vlakker vereiste om vlakker te plant en weer die galig jou saadbed te kan kry, speel 'n groot rol op die opbrengs op die ouend. So die vestiging, die begin is baie belangrik. Dan praat julle ook baie oor skeleton programme. Om te kyk waar jy kan skaaf, waar jy kan aanpas, net om so van deur hierdie volgende plantseisoen te kom sonder noemenswaardige opbrengsverliese. Hoe benader 'n boer so 'n program? Ja, so dit is moeilik want op 'n agronomiese vlak wil 'n ou graag die beste program, die beste gebalanseerde program, en is belangrik. Maar ons weet, ons verstaan die omstandighede op die huidige stadium en met kommoditeitspryse wat nie so goed lyk nie en dieselprys wat hoog is. Dis hierdie koste knyp dan wat nou wegtrek uit mekaar uit. So ons het met die konsep gekom om so 'n bietjie te skaaf aan ons aan die programme dat hy net daai boer kan deurkry die volgende seisoen. Ons weet daar is ook tog tot 'n mate 'n reserve in die grond, maar die gevaar is ons wil nie in daai reserve indelf te veel ook, want dit vat jou weer 'n rukkie om weer terug te kom. Maar dit is goed dat as met 'n goeie gesonde program wat oor jare gevolg het, is daar so 'n bietjie ietsie in die spens wat ons soos ons sê, en wil jy graag net die boer deurkry vir hierdie spesifieke seisoen. So waar 'n boer nie moet sny nie, is met sy plantmengsel, is met sy plantkunsmis. Maak seker jy vestig reg om die plant sy wortels te kan ontwikkel, om daai vermoë te kan kry om die grond beter te kan benut. Baie boere sal byvoorbeeld na aardappels, vat net 'n voorbeeld, gewoonlik na aardappels is die grond opgebou, goeie fosfaat en alles, en dan plant hulle dalk mielies daarop sonder kunsmis. En dan het ek gesien, dan kry die mielie maar swaar in die begin, want in die begin is daar nie daai wortelstelsel. Maar as jy net met 'n klein hoeveelheid, minder as wat jy sou geplant het, net 'n kleiner hoeveelheid, wat tog 'n bietjie vars fosfaat en kalium, want 'n plant eet inorganies, hy eet nie organies. So jy moet daai dadelike beskikbare plantopneembare voeding hê, sodat hy kan goed vestig, goeie wortels maak, en dan van daar af is daai wortels in die grond om die voeding te kan verder te benut. So dis net daai, dis soos om 'n dier biesmelk te gee, net sodat hy dat homself kan. So met hierdie konsep van hierdie tipe programme wat ons na kyk, wil ons graag net daar by die plantmengsel. En dit is my so belangrik om die regte plantmengsel te gebruik. So ons het in hierdie tyd het ons nie altyd die leksehede om nog mikroelemente of goed na die tyd te spuit. Dan wil ons eerder met die plantmengsel het ons tegnologie wat ons met die Ultra reeks wat ons van praat, wat 'n mikroelement coating het om ons korrel. Elke korrel het hierdie mikroelement bedekking
wat hoog is in sink, met yster, mangaan, koper en boor. So al jou mikroelemente wat nodig is vir die plant, vir verskeie gewasse, is daar op hierdie korrel. Elke korrel is bedek met dit, en dit is baie effektief, want jy gewoonlik met mielies word daar gebandplaas met die plantkunsmis. Byvoorbeeld, baie van die mikroelemente sink wil ook 'n konsentrasie hê soos fosfaat. Fosfaat word opgeneem deur die proses van diffusie, so jy wil graag 'n konsentrasie skep, wat 'n hoë konsentrasie, en jy beweeg na 'n laer konsentrasie toe in die plant, maar jou sink werk presies ook so. So as jy daai sink gaan uithaal en jy gaan strooi dit of gaan spuit dit, is jy net bietjie minder effektief as wat jy dit sou daar gebandplaas het in die begin, vroeg in die plant se lewe, om reeds om hy potensiaal te kan skep. So daar's oulike planne wat 'n ou het om meer effektief te kan wees met ons plantvoeding. Jason, sê maar, jy sê nou dat die plek waar jy nie moet sny is jou aanvanklike plantbemesting, om net om die plant so van 'n wegspring te gee. Maar waar moet boere kyk om te skaaf, en hoe gaan jy te werk? Hoe bepaal jy wat jy eintlik in jou grond het, en waar jy miskien bietjie kan die voet van die pedaal kan afhaal? Ja, so ek dink verseker grondontledings bly die belangrikste basis. As jy kyk na presisie data, wat ons van daar af kan sekere punte uitlig, en moniteringspunte wat ons elke jaar op jaar gaan kyk, wat is die dinamika in jou grond. En bladerontledings kyk ons is baie erg oor data en data-insameling, en ons het by ons kliënte het ons jare se data opgebou, wat ons kan sê, hier is ons fokuspunt, hier is ons reg. So byvoorbeeld, ek vat nou koring wat nou gaan geplant word. As ons sien op wintergewasse, is koper en boor 'n belangrike ding. En koper en boor is laag in ons grond, as ons kyk mikroelemente nou. En as jy met 'n outere plant wat hoog is in sink, dan is dit nie nodig om nog sink later te gee nie. Dan moet ons eerder fokus op die elemente wat wel nodig is. Ons ken die konsep van Justus von Liebig, wat die konsep van jou limiting factor. As daar genoeg fosfaat is, dit help nie jy gee nog fosfaat, want daar's nog 'n limiting factor. En ek dink kleiner goed soos koper en boor is goed wat kan 'n groot rol speel, selfs op grane. En dan weet ons met die data dat ons moet op hierdie twee elemente fokus. En dan is dit, ek sê nie dis nodig om die sink en die ander goed op later te gee, maar ons het nie daai leaksheid in, so ons moet fokus op wat regtig belangrik is. En ons gaan nie noodwendig vir die groter oes dit hierdie jaar nie, ons wil nou, jy weet, ons wil kyk waar kan ons die ekonomiese optimaliseerde punt kan kry. So met data is 'n belangrike ding. Ek dink nog 'n ding waar boere kan na kyk is om beter stikstofbronne te gebruik. Nie noodwendig minder te gebruik nie, maar meer effektief te kan wees met dit. So ons weet wit area byvoorbeeld is iets wat vervlug, en daar is altyd 'n verlies wat daar plaasvind. Al bandplaas jy dit, of al is dit in die grond, is daar nog steeds ammoniakgas wat gevorm word, en daar is 'n verlies. Waar ons met die Canoplas en die nuwe Canoplas Pro, wat nog meer stabiele stikstof, die irrigasie in die beter nog meer stabiel stikstof toevoer kan gee vir jou plant. So hy die hele verliesproses moet ons keer. So as 'n voedingsmaatskappy moet ons al die verliese beperk. En dit is amper soos 'n fabriek, jy weet, as jy 100% insit, kry jy nie altyd 100% uit. Maar ons moet so naby as moontlik aan daai 100% uitkom. Dan moet soos 'n pyp wat gate het, ons moet die gate toestop, ons moet die lekke stop. En ek dink met stikstofbronne is dit belangrik. So met die Canoplas Pro is dit kan nou nie noodwendig minder, maar dieselfde hoeveelheid gebruik, maar nog steeds baie meer effektief te kan wees, want jy het nie daai verlies wat plaasvind nie. Ander ding wat interessant is, irium wat gestoor is vir meer as 3 maande, vervlug meer as vars irium. En ek dink dis iets wat ek geleer het in die afgelope tyd met die produk. En met die nuwe tegnologie wat ons in het, gee vir hy stabiliteit reeds vir 'n irium wat gestoor is oor 'n tydperk wat chemies meer kan vervlug, wat jy beter prestasie kan kry ook uit dit uit. Dis baie interessant oor die gestoorde irium. Op daai punt, ek wil, as jy kyk na boere, jy kom nou, jy werk met baie boere op plase. Wat is daar 1 of 2 of 3 goed wat boere doen
wat redelike algemene fout is as dit kom by bemesting wat jy sou aanraai, jy weet, probeer om dit te vermy. Ek dink ons het nou 'n bietjie aangeraak aan dit met die terme van die fosfaat. Ek is 'n sterk daarin dat fosfaat moet gebandplaas word. So as jy byvoorbeeld fosfaat sou uitstrooi, veral as jy dit na die tyd sou uitstrooi na 'n plant gewas geplant is, dan is die beweging van fosfaat glad nie goed nie. Hy bly maar in die boonste 1 tot 2 cm. 'n droëlandboer is afhanklik van reën, so dis goed wat nie in beweeg nie. So dit is belangrik, veral met rygewasse, met fosfaat om te bandplaas. Maar saam met dit moet ons nie vergeet van kalium. So kalium is 80% defisie ook. Ons is geneig om te dink kalium is baie so stikstof. Maar is baie grondspesifiek. Kalium kan wel loog op baie sandgronde, verseker, maar kalium soek eintlik 'n konsentrasie ook. Ja, so wat baie keer soos jy wat boere 'n fout mee maak is hulle plant net met fosfaat en nie met kalium nie. En kalium wil ook graag gebandplaas word, werk ook met 'n konsentrasie, werk ook met defisie, 80% defisie. En baie boere plant net met 'n MAP sonder die kalium en strooi die kalium dalk later uit. En ek dink ook kan baie meer effektief wees. Dalk is selfs minder kalium, maar as jy dit bandplaas saam met jou, so 'n mengsel, gebalanseerde voeding bly altyd beter. So dis een van die hakplekke wat ek sien, fosfaat en kalium, en basies met die toediening daarvan die bandplaas. 'n ander wat ek sê waar ek sien jy weet waar ons kan dalk verbeter met stelsels is met stikstoftoediening. Ons weet stikstof is baie dinamies en daar's baie keer baie stikstof word baie keer voor die tyd gestrooi of voor die tyd gewerk. Baie keer is dit 'n praktiese ding, maar ons het al gesien veral met besproeiings praktyke waar jy met hoë intensiteit gewasse dat jou intydse plantvoeding gee vir ons 'n beter resultaat. So jy kan dieselfde hoeveelheid element gee, maar jy gee dit op die regte tye en op die regte groeistadiums. So ons fokus baie met ons programme op groeistadiums en gewas spesifiek produkte wat ons na kyk. So 'n sekere gewas het 'n sekere groeistadium en op hy stadiums kan nou baie beter effektief wees om op die regte stadium jou kunsmis te kan gee. So 'n bietjie met 'n lepeltjie voer wanneer jy dit nodig. Ja, dit is ook baie grondspesifiek en baie stelselspesifiek. Maar ons sien net gewoonlik, kom ons sê jou besproeiing sandgronde byvoorbeeld sal nou 'n baie beter resultaat kry om dit eerder hierdie seisoen. En ons moenie vergeet, ek dink dis nog 'n plek waar die industrie dink ek vashak is. Ons weet ons moet regvestig en ons vir al mielies met ons nou tot by bestuiving. En dan na bestuiving vergeet ons van die mielie. Ek weet onder droëlandomstandighede is dit baie anders. Maar ons het met die besproeiing gesien dat baie goed gebeur na bestuiving en dan die graanvol proses. So met al die gewasse met mielies en koring en aardappels, hierdie graanvol tydperk op die einde. Dis waar jou opbrengs lê. So jy het jou opbrengs geskep en jou aantal rye en alles is daar geïnisieer en hy's goed bestuif, maar nou moet jy daai gewig aansit. En daar gebeur geweldig baie met die plant in terme van opname en dis waar stres begin inkom. Veral abiotiese stres en daai tipe goed. So om jou plant so lank as moontlik gesond te hou is belangrik. En dis waar biostimulante en daai tipe goed inkom ook. En dis dalk nog 'n vlak waar ons kan ons voeding optimaliseer is om met biostimulante te werk. So goed soos kelp, fulviensuur, himinsure wat ons ook in ons stal het, wat alles help vir wortelontwikkeling, help vir die opname, help vir die grond gesondheid. En ons moet ook nie vergeet van die mikroorganismes en die himin en fulviensuur is ook weer kos vir die mikroorganismes wat help tog vir jou gesonde stelsel daar. Is dit van blaarvoeding in die prentjie inkom? Blaarvoeding is definitief 'n ding wat ek dink onderskat is. As jy die regte blaarvoeding op die regte tyd, met die regte adjuvante en die regte biostimulante, kan jy baie goeie resultate kry. Ek sê weer die regte produkte, jy kan eintlik baie boere kan skade maak met 'n blaarvoeding as dit te warm is en die konsentrasies te hoog. Baie keer is dit 'n geval van minder liters water te spuit op 'n hektaar, maar dan raak praat ons van 'n warm konsentrasie en dan brand jy dalk die
die plante. Dalk sien jy nie eens die brand. Op die huidmondjies is daar wel skade op 'n mikroskopiese vlak wat ons nie altyd sien nie. So partykeer kan jy skade maak met blaarvoeding, maar weer eens ek sê die regte produk, die regte tyd. En dis waar ons as landboukundiges inkom om daai te kan sê wat is die beste produk wat die meeste waarde vir jou kan toevoeg op daai stadium. So Jason, jy het baie klem gelê oor hoe belangrik is om daai plant die oorspronklike boost te gee om aan die gang te kry. Is daar enigiets anders gedurende die plantproses waarna boere moet kyk of wat boere kan help? Ek dink dis 'n plek waar ons ook baie keer vir lang tyd miskyk en dis waar die volgende stappe wat plaasvind is daar in die plant voor. En ons het 'n unieke produk ontwikkel vir die plant voor. Want baie geval het nou gesê kelp en fulviensuur en hierdie ander elemente is belangrik, maar dan gee ons altyd apart. So hierdie produk het alles saam met jou biostimulant wat wortelontwikkeling, jou kelp, jou fulviensuur en genoegsame NPK, sink, yster, mangaan, al die elemente wat veilig is vir jou pit, wat kan help vir 'n daai eerste ontwikkelingsstadium tot waar die plant by die kunsmis kan uitkom. So daai's 'n gap van plant vir daai eerste 5-7 dae is krities. Nou Millie, soos ek sê, is 'n 100 meter atleet. So daar's nie tyd, jy moet so gou as moontlik uit die blokke uitkom. Maar daar's 'n tydperk wat die wortels moet eers by die kunsmis uitkom. En dis waar hierdie plant voor root booster wat kan inkom om die plant te help reeds om die kunsmis ook beter te kan benut op die einde. So alles wat ons vra gee net om te optimaliseer dit wat 'n ou gee. So die antwoord is nie om meer te gee nie, die antwoord is om dit wat jy gee so hoogs as moontlik te kan optimaliseer en effektief wees as moontlik. Jason, baie dankie vir jou tyd en baie dankie vir 'n baie insiggewende gesprek en sterkte vir die seisoen wat voorlê. Baie dankie, groot voorreg, baie dankie.